Dit lyk net of die pomp lyk of hy opgepak het. Wat is die ene? Die waterpomp. Als de polis is op datum, dan wil ik niet weer een keer zien. Ik zie eens iemand roept. Oh. Alright mense, middag sê goeiemiddag, shalom, shalom. Eerstens baie welkom by die mikva, dis die plek van Batabara. Nou wanneer jy Israel toe gaan, dan word jy normaalweg gedoop by die koöperatiewe doopsite, as ek dit so kan uitdruk, by Yardenit. Dis waar jy instap in die Jordaanrivier, maar meester Yeshua was in Johannes 2, was hy gedoop by Batabara. Nou Batabara skei die grens tussen Israel en Jordanië. Nou, daar's ook 'n doopsite en dis eintlik waar hy gedoop was. En nie by Yardenit, daar naby die see van Galilea nie. So hierdie is ons Batabara, dit is ons mikva. En dis elke keer vir ons 'n groot voorreg om mense hier te doop. Dit beteken soos wat ons nou met jou praat, is dit jou begrafnis. Want jy gaan jou lewe aflê vir 'n nuwe lewe. En dis my wonderlik, my gebed vandag vir elkeen wat gedoop wil word en wat gedoop gaan word, is dat die hemele vandag sal oopskeur. En dat jy 'n nuwe inspraak sal beleef en ervaar van die Gees, sy ruach op jou lewe, en dat jy 'n nuwe lewe van hierdie dag sal vorentoe gaan. Dis belangrik wat die woord sê in terme van die doop. Dis baie belangrik dat die woord sê wanneer die man en 'n vrou met mekaar getroud is en die vrou gaan hoereer en sy kom terug na die man toe, mag hy haar nie terugvat nie. Hy mag nie. Dis teen die Torah. Hy mag haar nie terugvat nie. Met ander woorde, dis so. En ons as die bruid het gaan hoereer met ander afgoderry en leerstellings en dogmatiese leerstellings van kerke en so meer. En ons het gaan hoereer. En toe kom die bruidegom, die meester Yeshua is, en hy kom sterf vir ons, sodat ons kan terugkeer na hom toe as die perfekte bruid. En dis waar dit vandaan kom dat hy het in ons plek gesterf om terug te keer na die Vader. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. So vandag gaan 'n klomp mense dieselfde pad loop. Dat ons vandag gaan sterwe, want na 2000 jaar het ons weer droog gemaak. Ons het gaan speel met ons maagdelikheid. En na vandag, as jy gedoop vir die regte redes, jy kan hierna nie weer gaan speel met jou maagdelikheid nie. Jy kan nie weer betrokke gaan raak by leerstellings en by tradisie godsdiens nie, want ons het vandag gehoor, dis nie in lyn met Vader se Bybelkode, sy kode vir ons nie, en sy kode is die Torah. Sy kode gaan oor instruksie, gehoorsaamheid, geregtigheid, reg en regverdigheid. Dis tog waaroor dit gaan. So hier's 'n groepie mense wat vandag besluit het om deur die doopwater te gaan, en almal uit hulle eie uit. Ek het nie een keer die doop verkondig nie, op hierdie kamp nie een keer nie. Mense het spontaan gekom te sê, maar ek wil weer gedoop word. Iemand vra my, is dit sonde? Nee, as jy gedoop was in jou vorige bestaan vir die verkeerde redes, dan word jy dit nou gedoop vir die regte redes. Dit moenie 'n emosionele ding wees, dit moet 'n kwaliteitsbesluit wees, waarin jy besluit, maar ek wil my lewe aflê. Ek wil 180 grade draai, ek wil my lewe terugkeer, ek wil teshuwa in elke manier. Al is jy die water hoe koud, al is dit hoe ongemaklik. Ek wil vandag my lewe kom neerlê in die naam van meester Yeshua. En ook gelykvormig uit hierdie watergraf uit opstaan saam met meester Yeshua. Dis hierdie mense se begeerte. So baie welkom dan vandag by hierdie mense wat julle vandag sien se begrafnis. Hulle gaan sterwe. Maar die woord leer ons, julle sal lewe al het julle gesterwe. So hulle gaan weer lewe. Maar hierdie keer hou hulle dop. En hierdie keer is hulle skoon en rein gewas. En hulle het besluit om meester Yeshua te volg deur die dood en deur die opstanding. Gelykvormig dood, gelykvormig opstanding.
'n nuwe lewe. Gaan jou lewe dan verander? Gaan jy nou meer suksesvol wees? Nee. Jou lewe gaan min of meer dieselfde wees. Dis jou keuse wat jy met jou lewe gaan maak. My gebed vir elkeen is wat vandag deur die doopwater gaan en julle wat verlede jare met Sukkot ook deur die doopwater gegaan het, is dat jy so sal wandel dat jy 'n disipel sal wees van Meester Yeshua. Dis tog waaroor dit gaan. Nou word jy eintlik toegerus met die waarheid. Jy word toegerus om van hier af vorentoe te wandel in sy weer, sodat sy naam daardeur verheerlik sal word.